Kom ons dien die Here hier, sy Erediens. Psalm 121, versie 1 en 2, daar lees ons in die Here se woord, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. Genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en onze Here Jesus Christus, die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here, soos het gepas is, hy wat ons hier seën, sy seën op ons laat rus in sy erediens, dat ons hier saam is om te ontmoet, en dan sing ons Psalm 150, as ons die Here loof, waarvan sing ons die eerste en die derde stroofes, en daarna gaan ons loofsang doen. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land en die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê.
Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die iemand sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is. Want, in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Waarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig? Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensmaagd, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is. Psalm 18 skryf vir ons bemoediging, gaan ons saam sing, maar van die 12de, die 13de strofes, en die 12de strofes sing ons aan die einde, die laaste 4 reëls. Maar hulle wat reinheid rein bemin, dan vir hulle wat lief is vir reinheid, skoonheid, hou die heilige ook rein. Maar vir die leef die valse skyn, is die ook self verkeerd van sin. Valse skyn is iets van 'n skyn heiligheid, wat ons ook vanoggend gaan hoor. Die Here verlig die harde juk van wie hier sug en leed en druk. Hy verneder die wat hoog en ydel is van hart en hoof. 18, 12 en 13. Sag ons saam dat. Onse Vader, wat in die hemele is,
heilig, heilig, heilig is U. U is gans en al, totaal en al anders as die skepping wat U geskep het, wat die werk is van U hande. U is skoon, daar is in U geen vuilheid, daar is in U 'n greintjie iets van sonde, verkeerdheid. So is U heilig en so roep die engele dit U toe, daar op die troon. En so wil ons dit ook doen nou hier, same as kerkvolk wat U versamel het, om U te verheerlik en U te eer, vir U onbeskryflike groot werk, vir al die eeuwe heen. Hemelse Vader, ons wil U eer, die naam groot maak, vir U groot dade. Daar is niks in onsself, om ons hier vandag U kan ontmoet nie. Dis alleen U groot werk, wat U gedoen het in Christus, en wat U gedoen het deur die Heilige Gees, om ons harte te kom omkeer, ons harte van klip verwyder en vir ons harte van vlees te gee. Dis hoekom ons hier kan wees. U te mag ontmoet hier. Wil U hierdie tog so seën, saam wees met U, U so al die eer en al die heerlikheid mag ontvang. Kondig U woord tog aan ons, dat ons die heiligheid daarin mag ken. Mag U ons genadig wees deur die Gees, dat die woord sal indring tot in ons harte, en dat dit die lewende woord mag wees, soos wat U dit sê, die woord self, mag het so wees deur die Heilige Gees, sodat dit nie net by ons mag verbygaan, maar dat ons aan U, dat ons siel aan U vasgekleef mag word. Ag, wees ons ook so genadig dat dit mag gebeur. Roei die rebellie uit ons harte uit. Ag, dit is verskriklik as ons dit beleef, rebels ons nog is, hoe ons menige kere so sonder U probeer regkom. Ag, o Here, ons smeek U, die onbeskryflike genade, dat U ons nie aan onsself sal oorgee. Lei ons dat ons nie die Heilige Gees sal bedroef nie, dat ons nie die Gees sal uitblus nie. Ons bid hierdie oor Vader in ons Here Jesus Christus, ons enigste volkome verlosser se naam. Amen. Psalm 97, voordat ons ons saam lees in die Here se woord, ons sing in vers 1 daarvan dat sy troon is gestig op oordeel en op gerig en op geregtigheid. En in vers 2, ons sing 'n vlam van vuur gerig het voor sy aangesig ontbrand aan alle sye. Iets in besonder hiervan gaan ons ook nou lees hierna Genesis hoofstuk 9. Psalm 97, 1 en 2. Amen.
verse uit Genesis 13, voordat ons dan blaai na Genesis 18. Genesis 13, vanaf vers 8. Genesis 13 vers 8. Toe sê Abraham vir Lot, laat daar tog geen twis wees tussen my en jou en tussen my wagters en jou wagters nie. Ons is mos broers. Lê die hele land nie voor jou oop nie. Skei jy tog van my af, gaan jy links, dan sal ek regs gaan. En gaan jy regs, dan sal ek links gaan. Toe slaan Lot sy oë op en sien dat die hele Jordaanstreek oral volop water het, voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Was dit in die rigting van Soar, soos die tuin van die Here, soos Egipte land. En Lot het vir hom die hele Jordaanstreek gekies, en Lot het na die ooste weggetrek, sodat hulle dan die een van die ander geskei. Abraham het Lot. Al die woorde, Soar, in die rigting van Soar, was dit soos die tuin van die Here, soos Egipte land. Dan blaai ons net enkele bladsye onder Genesis 18 toe. Maar lees ons saam vanaf vers 16. Genesis 18 vanaf vers 16. Manne van God, die gedeelte net hier, begin van Genesis 18, is die manne van God, wat gekom het, en aan Abraham verskyn het. Dan lees ons van vers 16, Genesis 8 vers 16, toe staan die manne daaraan op, en hulle het gekyk na die kant van Sodom, en Abraham het saam met hulle gegaan om hulle weg te bring. Toe sê die Here, sal ek vir Abraham verberg wat ek gaan doen, terwyl Abraham toch sekerlik 'n groot en 'n magtige nasie sal word, en al die nasies van die aarde in hom geseën sal word? Want ek het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis naam bevel sou gee, dat hulle die weg van die Here moet hou, om geregtigheid en reg te doen, sodat die Here oor Abraham kan bring, wat hy oor hom gespreek het. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot, en hulle sonde is waarlik baie swaar. Ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het, soos die geroep oor hulle is, wat by my gekom het, en so nie, ek wil dit weet. Toe die manne daarvandaan weggedraai het en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. En Abraham het nader gekom en gesê, sal nie op die regverdige saam met die goddelose ombring? Miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie? Gaan dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdiges saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose? Laat dit ver van u wees. Sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie? Toe sê die Here, as ek in Sodom 50 regverdiges vind binne in die stad, dan sal ek die hele plek spaar om hulle ontwil. En Abraham antwoord en hy sê, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, alhoewel ek stof en as is. Miskien sal daar aan die 50 regverdiges 5 ontbreek, sal ek terwille van 5 die hele stad verwoes? En hy antwoord, ek sal dit nie verwoes as ek daar 45 vind. En hy het nog verder met hom gespreek en gesê, miskien sal daar 40 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit terwille van die 40 nie doen. Verder sê hy, maar die Here tog nie toornig wees nie, en mag ek nog iets sê. Miskien sal daar 30 gevind word. En hy antwoord, ek sal dit nie doen as daar 30 gevind word nie. Toe sê hy, kyk tog, ek het dit gewaag om met die Here te spreek, miskien sal daar 20 gevind word, en hy antwoord, ek sal terwille van die 20 nie verwoes nie. Toe sê hy, dat die Here tog nie toornig wees nie, en laat my net hierdie keer mag spreek, miskien sal daar 10 gevind word. En hy antwoord, ek sal terwille van 10 die verwoes nie. En die Here het weggegaan, toe hy opgehou het om met Abraham te spreek, en Abraham het na sy woonplek teruggekeer.
En die twee engele het in die aand in Sodom aangekom, terwyl Lot in die poort van Sodom sit. En toe Lot hulle sien, het hy opgestaan om hulle tegemoet te gaan en hom gebuig met die aangesig na die aarde toe en hy het gesê, kyk tog my Here, draai tog uit na die huis van die dienaar en bly die nag oor en was die voete, dan kan die vroeg opstaan en die reis voortsit. Maar hulle antwoord, nee, ons sal op die plein vernag. Maar hy het baie by hulle aangehou, sodat hulle na hom uitgedraai het en in sy huis gekom het. En hy het vir hulle maaltyd berei en ongesuurde koeke gebak en hulle het geëet. Hulle het nog nie gaan slaap nie, toe die manne van die stad, die manne van Sodom die huis omsingel. Jonk en oud, die hele bevolking almal saam. En hulle het na Lot geroep en aan hom gesê, waar is die manne wat vannacht na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Waarom gaan Lot na hulle toe uit voor die ingang en sluit die deur agter hom toe en sê, my broers, moet tog nie kwaad doen nie. Kyk tog, ek het twee dogters wat geen man beken het nie, laat ek die na julle uitbring en doen met hulle soos het goed is in julle oor. Net aan hierdie manne moet julle niks doen nie, want daarom het hulle onder die skaduwee van my dak ingekom. Antwoord hulle, gee pad daar. En hulle sê, hierdie het gekom om hier as vreemdeling te vertoef, en hy wil toch gedierig die baas speel. Nou sal ons jou meer kwaad doen as aan hulle. En hulle het sterk op die man op Lot aangedring en nader gekom om die deur ook te breek. Maar die manne het hulle hand uitgesteek en Lot by hulle in die huis gebring en die deur toegesluit. Toe slaan hulle die manne wat by die ingang van die huis was, klein en groot met blindheid, sodat hulle vergeefs na die ingang gesoek het. Waarom sê die manne vir Lot, weet jy hier nog, 'n skoonseun en jou seuns en jou dogters en almal wat jy het in die stad, bring hulle uit die plek uit, want ons gaan hierdie plek verwoes, omdat die geroep oor hulle groot is voor die aangesig van die Here, en die Here het ons gestuur om dit te verwoes. Toe gaan Lot uit, praat met sy skoonseuns wat met sy dogters sou trou, en hy sê, maak julle klaar, gaan uit hierdie plek uit, want die Here gaan die stad verwoes. Maar hy was in die oor van sy skoonseuns, soos een wat gek skeer. Toe die dag begin breek, het die engele by Lot aangedring en gesê, maak jou klaar, neem jou vrou en jou twee dogters wat by jou is, dat jy weet die ongeregtigheid van die stad nie opkom nie. Hy het nog getalle. Toe gryp die man hom met sy vrou en sy twee dogters aan die hand, omdat die Here hom wou verskoon. En hulle lei hom uit en bring hom buite van die stad. En toe hulle na buite uitgelei het, sê hy, vlug vir jou lewe. Moenie opkyk nie, moenie ergens in die Jordaanstreek bly staan nie, vlug na die gebergte, dat jy nie omkom nie. Waarop antwoord Lot hulle, ag, nee my Here, kyk tog, die knegt het genade in die oog gevind. U het die guns groot gemaak, wat u aan my bewys het, deur my in die lewe te behou. Maar ek nie in staat om aan die gebergte te vlug, sonder dat die onheil my inhaal en ek sterwe nie. Kyk tog, hierdie stad is naby, om daarin te vlug. Dit is klein. Laat my tog daarin vlug. Is dit nie klein nie? Wat ek kan lewe. En hy sê vir hom, kyk, ek neem jou ook in hierdie saak in guns aan, sodat ek die stad waarvan jy gespreek het, nie sal omkeer nie. Vlug gou daarheen, want ek kan niks doen voordat jy daar aankom nie. Waarom noem hulle die stad Soar? Die son het oor die aarde opgegaan toe Lot in Soar aankom. Die Here het swavel en vuur oor Sodom en Gomorra laat reën van die Here uit die hemel. En hy het hierdie stad omgekeer en die hele Jordaanstreek, ook al die inwoners van die stede en wat op die grond groei. En sy vrou het agter hom omgekyk. En sy het 'n soutpilaar geword. En Abraham is vroeg in die môre na die plek waar hy voor die aangesig van die Here gestaan het. Toe hy uitkyk oor Sodom en Gomorra en oor die hele land van die Jordaanstreek, sien hy dat die rook van die land optrek soos die rook van 'n smeltkoring. En onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes,
het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkering, toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. En Lot het uit Soar opgetrek en saam met sy 2 dogters gaan woon in die gebergte, want hy was bang om in Soar te bly. Daarom het hy saam met sy 2 dogters in 'n spilot gaan woon. En die oudste het aan die jongste gesê, ons vader is oud en daar is geen man in die land om na die reël van die ganse aarde by ons in te gaan nie. Kom, laat ons aan ons vader wyn gee om te drink en met hom gemeenskap hou, sodat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag aan hulle vader wyn om te drink. Die oudste het gekom en met haar vader gemeenskap gehad sonder dat hy dit gewaar het. Toe sy gaan lê, toe sy opstaan. Die volgende dag sê die oudste aan die jongste, kyk, ek het verlede nag met my vader gemeenskap gehad, laat ons hom vandag weer wyn gee om te drink. Gaan dan inhou met hom gemeenskap, dat ons deur ons vader 'n geslag in die lewe kan hou. Hulle gee toe die nag weer aan hulle vader wyn om te drink, en die jongste het opgestaan en met hom gemeenskap gehad, sonder dat hy dit gewaar het, toe sy gaan lê, toe sy opstaan. So het dan die 2 dogters van Lot by hulle vader bevrug geword, en die oudste het 'n seun gebaar en hom Moab genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Moabiete. En die jongste het ook 'n seun gebaar en hom Ben-Abi genoem. Hy is die vader van die hedendaagse Ammoniete. 18 vers 22. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Dan ook in 19 vers 29, onderwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei uit die omkeer, toe hy die stede omgekeer het waar Lot woonagtig was. Broer en suster, ons wêreld is propvol goeie mense. Klein persentasie van ons landse mense was al in die tronk gewees. As mense wat regtig goeie dinge doen vanuit ons perspektief, hulle is opregte en hulle is goeie landsburgers, hulle is mense wat hard werk, hulle is mense wat vriendelik is en mense wat gasvry is, mense wat selfs leiers in die gemeenskap is, as goeie regters wat kan oordeel oor reg en verkeerd. Ons land is vol mense wat die verskil tussen sleg en die verskil tussen goed ken. Ons dorp is vol mense wat vredelievend is, mense wat graag help, mense wat omgee. Ook sit jy hier vanoggend en jy dink, jy is 'n goeie mens. Ek is seker, jy kan baie dinge, goeie dinge opnoem wat jy al gedoen het en dalk selfs hierdie week gedoen het. Ek dink almal van ons sal sê, ons probeer regtig hard om 'n goeie lewe te lewe. Ons probeer om die regte dinge te doen. Nou Lot in die Bybel was nog so 'n persoon. Hy het regtig die regte dinge probeer doen. Ons het dit gelees in Genesis 19. Ons het eerstens gelees, hy's gasvry. Hy ontvang die mense, hy maak vir hulle kos, hy bedien hulle, hy's gasvry teenoor hulle. Hy's 'n goeie man. Tweedens het ons gelees, hy probeer die manne wat by hom oornag het, hy het regtig alles in sy vermoë probeer om hulle te beskerm. Hy's goed. Derdens, ons het ook gelees in Hosea 19 vers 1, ons het al gelees dat Lot in die poort gesit het van Sodom. Nou, daar in die poorte, in die ou tyd, in die poorte het die oudstes van die dorp gewoonlik gesit, en daar het hulle gesit en regspreek oor die sake van die mense. Ons kan eintlik dit gelykstel aan vandag se howe. Vandag se howe was in daai tyd by die poort van die stad. So die mense het aan die poort toe gegaan, daar die oudstes gesit en reg gespreek en gekyk, wat is die regte en wat is die verkeerde dinge wat daar gedoen is. Lot was dus gereken as een van die wyse manne van die dorp. Hy was een van die oudstes. Vandag se tyd kan ons sê, as in die konteks van die kerk, hy was een van die oudstraals in die kerk gewees. In die konteks van die dorp kan ons ook sê, hy was die regter gewees op die dorp. Dalk die polisieman.
die dorp. Hy was 'n wyse man, hy was 'n voorbeeld vir die dorp se inwoners gewees. Nou het ons gelees, hierdie goeie man, Lot, hy het in 'n verskriklike dorp of stad gebly. Kom 2 manne by Lot aan, slaap die nag oor, en hierdie dorp waar Lot gebly het al so ver agteruit gegaan dat die dorp se manne met hierdie manne 'n seksuele omgang wil hê. Hulle wil hulle beken. Homoseksualiteit was iets normaals gewees in daardie dorp. Dis nie iets niets nie. So oud, soos die berge, soos wat ons praat. Dit was asof die sondes waar daardie dorp vrye teels gehad het. Jong en oud, lees ons die hele bevolking, almal saam, so lees ons dit in vers 4, die mense was totaal, almal, die woorde word sommer daar opgestapel in vers 4, om te wys hoe ieder en elk boos was. En sê dat dis hoe dit gaan, as daar geen meer agting is vir die Here, vir sy woord, vir sy wet, as daar nie meer 'n agting vir die Here self is nie, sien jy hoe verskriklik is dit, as die Here se wet en sy woord moet verdwyn uit 'n samelewing en uit 'n wêreld uit. Dit is verskriklik. Die Here se woord en sy wet moet verdwyn. Daar was nog 'n klein laaste titseltjie hoop in daardie dorp gewees. Dit was Lot. Wat sê hulle van hierdie Lot in vers 9, die man Lot? Hierdie het gekom om hier as 'n vreemdeling te vertoef en hy wil tog nie die hele tyd baas oor hom speel. Hulle het genoeg van hierdie man, wat die hele tyd net probeer om hulle op die regte spoor te bring, wat die hele tyd dwars is, as hulle net wil vrye teels gee aan hulle sondes en hulle sondige natuur, dan is hy die hele tyd dwars, wil hy baas speel oor hulle het genoeg van hom. Die broer en suster, is verskriklik as 'n stad byna geen meer Christene het nie. Dis 'n verskriklike ding. Dis verskriklik as die Here se woord en sy wet, as hy verdwyn uit 'n stad en uit 'n dorp uit. Romeine 1, ek het vorige week ook daarvan melding gemaak. Jy kan dit gerus gaan lees. Dit is verskriklik as die Here sy genade uit 'n dorp en uit 'n plek moet onttrek en die mense aan hulle self oorgee. Dit word soos hy vry 3 keer herhaal in Romeine 1. Die Here het hulle oorgegee aan hulle self. 3 keer. Tussen al die gruwelikhede wat ons lees aan Romeine 1, lees ons van die Here wat die mense aan hulle self oorgee. Sien dit geliefde, sien dit raak. As die Here se genade hier uit ons dorp en omgewing moet onttrek, dan gaan daar niks gebeur, niks. Dis hoop. Die Here se woord en die Here self. Dis nog vol van die Here se woord, hier waar ons in die dorp omgaan, is nog vol van sy woord. Die Here en sy woord is die behoud van enige dorp, van enige stad, van enige land. Dit is verskriklik as 'n stad byna geen meer Christene het. 2 Tessalonisense 2 vers 5 tot 10. Lees ons van iets of iemand wat die anti-Christ, die seun van die verderf, teehou of terughou. Dis die Here en sy woord en sy wet. As die Here en sy woord en sy wet nie meer terughou en teehou nie, dan sal die ongeregtigheid openbaar word, baie sigbaar soos in Sodom en Gomorra. So kom die Here, sy heilige woede, sy toorn en sy wraak. En die Here stuur swavel en vuur uit die hemel uit. Belangrik in vers 24, daar staan, en die Here het swavel en vuur gestuur. En dit is belangrik hierdie, dis nie 'n onbeheerste woede, soos wat ons partykeer woede uitbarstings het nie. So is die Here glad nie. Geliefde, so is die Here glad nie. Hierdie stad se boosheid het vol geword, oor die jare heen. Dis nie skielik nie, hulle het nie in 'n sonde geval, soos wat dit partykeer gebeur dat die mens in die sonde val,
Dis 1 keer, 2 keer, dat jou rompel die sonde, dan gee jy in swakke. Dis nie wat hier gebeur nie. Die stad se boosheid het vol geword, en dan roep die Here se toorn, en die Here se oordeel roep. As jy dit mooi raak sien, geliefdes, die feit dat die Here hierdie stede totaal en al verwoes, dit was regverdig gewees van die Here. Hierdie mense in Sodom en Gomorra, hulle het dit verdien. Dubbel en dwars het hulle dit verdien. Hierdie was mense gewees wat die Here gemaak het. Die Here het hulle geskiep vir homself, hulle syne, of hulle dit nou wou erken of nie, dis die waarheid. En as hulle niks met die Here te doen wil hê nie, met sy woord en sy wet, dan is dit net regverdig van die Here dat hy hulle oordeel en dat hy hulle vernietig. Hy het hulle immers geskep vir homself. Die Here kan nie onregverdig wees nie, broer en suster, hy kan nie. Die Here was geensins onregverdig gewees nie. Hierdie besef ons dat die Here se oordeel, sy straf sal nie uitbly nie. Dit het reeds begin vir die ongelowige. Nou reeds begin die Here se straf. Dit het al reeds begin op hierdie aarde. Daar is sommige mense op hierdie aarde aan hulle self oorgee in hulle losbandigheid en in hulle eie menslike vleeslike drange en begeertes, dan is dit reeds nou al die Here se straf oor hulle. Voluit daarvan kom natuurlik. Openbaring 20, die finale oordeel gaan ook gebeur. Die groot regter gaan op sy troon sit en elkeen gaan geoordeel word op grond van sy of haar werke. Wêreld gaan nie net aangaan soos wat dit nou aangaan elke dag nie. Die wêreld is besig om te spoed na die einde toe. Want suster, is jy reg vir die groot oordeelsdag? Ons bekeer terug na die Here toe. Dis nou die tyd van die Here se genade. Soek die Here nou nog, terwyl hy te vind is. Die tyd van genade nou. Slaan ag op die Here, op sy woord. Die Here het 'n massiewe ding in ons lewe gedoen. Die Here self het verlok om ruk uit die vuur uit. Luister wat lees ons in Judas 1 hoofstuk vers 22 tot 23. En dan sommiges wat twyfel, moet julle barmhartigheid bewys. Maar ander moet julle met vrees red, deur hulle uit die vuur uit te ruk. En ook die kleed moet julle haat wat deur die sonde bevlek is. Dis presies wat met Lot gebeur het. Hy is uit die vuur uitgeruk. Liewe broer en suster, sien jy raak hoe moeilik het dit vir hom gebeur? Sien raak hoe moeilik het dit gegaan. Ons het gelees in Genesis 13, Sodom en Gomorra was soos die tuin van die Here. Met ander woorde, dit was 'n lieflike landskap gewees. Dit was 'n rus vir die oog om daar te bly en om daar te werk en om daar te boer. Die omgewing was so aanloklik. En tog was die plek vrot van die sonde. Aan die ander kant lyk dit vir ons soos 'n aardige plek. Die sondes wat daar gebeur het, is iets wat ons eintlik nie eens oor ons lippe wil laat kom nie. Ons wil dit skaars doen nie. So verskriklik was die sondes wat daar gebeur het. Ons wil amper vra, hoe die Vader het dit reg gekry om daar te bly tussen hierdie mense? Maar tog lees ons, hy het getal om daar weg te kom. Die engele moes hom aan die hand ruk om daar weg te kom. Sy vrou kon net nie afskeid neem van haar aardse dinge nie. Sy word 'n sondaar. Die aardse dinge daarin getrek. Sy kon nie anders nie, sy moes net opkyk. Het swaar afskeid geneem van haar aardse dinge. Sy word 'n sondaar. En sy is 'n waarskuwing vandag nog vir ons almal. In Lukas 17 lees ons vers 31 tot 32. En daardie dag moet hy wat op die dak sal wees, terwyl sy huisraad in die huis is, moet hy nie afkom om dit weg te neem nie. En so moet hy wat op die land sal wees, nie omdraai, maar wat agter is.
Dink aan die vrou van Lot. Liefde, die wêreld en sy dinge is aanloklik. Ons moenie onsself flou sien. Die rykdom en die blink en die sondige aanloklikhede in ons wêreld is so groot. Dis 'n oortrokke fasiliteit op jou kredietkaart ver. Jy swipe met jou kaart, dan het jy dit. So maklik soos dit. Dis 'n knoppie op jou foon weg en dan is daar pornografie. Die internet is vol van dinge waar ons ure kan daar sit en kyk om te begeer. Iemand wat jou huwelik verbrokkel, is sommer naby jou. Sommer maklik is hy net dronk. So kan ons elkeen die voorbeelde in ons lewe aanvoel van die aanloklikhede van die wêreld waarin ons lewe. Die wêreld is aanloklik, die sonde is aanloklik. Jy moenie dink, jy gaan gou in die oggend net skietgebed doen terwyl jy die kar op pad is werk toe. Of gou vinnige verse op jou foon lees en dink, dit is jou anker en jou staal teen die aanloklikhede van die wêreld en sy versoekings nie. Aanloklikhede is groot. Die duiwel en sy magte is besig, elke oomblik van die dag, en hy is magtig. Skietgebed en 'n versie is verseker nie genoeg nie. Moenie onsself flou sien. Broers en susters, kom ons sê dit maar reg. Lot was nou eintlik nie so goeie man nie. Lot was 'n skynheilige man. Ons 4 dinge in die hoofstukke wat ons gelees het, wat dit vir ons baie duidelik uitwys. Dink hy was 'n goeie man, maar eintlik was hy nogal skynheilig. Eerstens, wat doen Lot as die manne van die dorp kom en sê, hy moet die manne wat daar by hom is, hy moet hulle vir hom gee, sodat hulle sekere omgang met hulle kan hê. Wat sê hy? Hy bied sy eie 2 dogters aan hierdie mense aan, om met hulle te maak net wat hulle wil. Dit is verskriklik. Hy gee sy gesin weg, vir 'n sondevervalle gemeenskap, sodat hulle maar seksueel hulle kan verlustig met sy 2 magtelike dogters. Verskriklik wat hy doen. Tweedens, hy laat hierdie 2 dogters van hom ook trou met die mense van hierdie stad. Sy dogters was op die punt om te trou, ons gelees, elkeen met 'n man van hierdie stad. Hoe kon hy so iets toelaat? As sy skoonsies praat, dan lag hulle vir hom. Wie is hierdie skynheilige man wat nou kamstig weet wat die Here gaan doen? So lag hulle hom uit. Hulle, die manne, het hy vir sy dogters nie laat trou. Derdens, hy taal om weg te gaan. Hy is nog maar net te lief vir die mooi skepping, vir die lekker boerdery, vir die lekker inkomste wat hy daar maak en al sy diere en hierdie vrugbare land. Hy sukkel, hy kom net nie daar weg nie. Hy is skynheilig, hy dien die Here met 'n halwe hart. En dan gaan onderhandel hy ook nog met die engele. Ja, ek kan nie daar na die berge gaan bly op my eie nie, ek sal doodgaan. Kan ek maar eerder na hierdie klein dorpie toe vlug? Waar sy vertroue in die Here? En toe later tog maar die gebergtes toe te gaan. Want nou vrees hy. Here is ook weer nie vertrou op die Here nie. Vierdens en seker die grootste, net in die gedeelte hierna lees ons weer, dat figuurlik gesproke Sodom en Gomorra maar weer net oorbegin. Lot word dronk gemaak deur sy eie 2 dogters, en hy verwek kinders by sy eie 2 dogters. En hulle word van die 2 groot vyande van die Here se volk. Hier word die vader van die Moabiete gebore, en die vader van die Ammoniete, van die 2 groot vyande van die Here se volk. Broer en suster, Lot moes in daardie vuur gebrand het. Dis ons baie duidelik, hy moes. Die Here se oordeel en sy straf moes vir Lot getref het. Sou ook nie reg gewees het. Hy was nie beter as daardie mense van die dorp nie. Boonop sit dit ook so gelyk, maar hy was skynheilig.
Ons kan lank hieroor met mekaar praat oor ons eie skynheiligheid. Ons staan so gereeld, net kortliks, ons staan so gereeld op twee bene. Een been het ons in die wêreld en sodat ons reg is vir die hemel en nie graag hel toe wil gaan nie, het ons nog maar een been in die kerk. Ellendig is ons nie. Ellendig is ons nie. Maar telke male as ons van Lot lees, die broer en suster, lees ons van nog iemand. Het jy dit opgemerk? Broer, jy mag het nie mis, jy mag nie. Aan die begin van wat ons gelees het, en aan die einde van wat ons gelees het ons gelees van 'n ander man, ons het gelees van die bekende Abraham. En ons lees, Abraham, aan die begin en die einde, hy het gebid vir hierdie heidense stad. Hoe het hy nie gebid nie? So het gelees hoe het hy met die Here geworstel, Abraham, oor hierdie stad Sodom en Gomorra, hierdie stede. Hy het met die Here geworstel in die gebed. Abraham. Hy het in die gebed ingetree vir die Here se kinders in Sodom en Gomorra. En dit, die grootheid hiervan het uit te wy, dit was waarskynlik net vir een kind. Van die geskiedenis wat ons hier gelees het, lyk dit asof daar eintlik maar net een Christen oor was in daardie stad, en dit was Lot. 19 vers 29, maar terwyl God die stede van die Jordaanstreek verwoes, het God aan Abraham gedink en Lot uitgelei, met die omkeer. Het Lot uitgelei, toe hy die stede omgekeer het, waar Lot woonagtig was. Die Here het vir Abraham geluister. Hy het inderdaad nie die regverdige saam met die goddelose laat omkom nie. Die Here het vir 'n mens, vir Abraham geluister en Lot gered. Die skynheilige Lot. Het die Here gered uit hierdie verwoesting van Sodom en Gomorra uit, van uit hierdie vuur en swaal, het die Here vir Lot gered. Hy het nie die regverdige saam met die goddelose vernietig nie. Abraham het gebid. En die Here geworstel in die gebed. Gelukkig vir ons is Abraham dood. Maar as iemand baie groter as Abraham wat vir jou en vir my kan intree by ons hemelse Vader, daar waar hy nou op sy troon is en regeer oor alles en almal. Suster, daar's een wat vir skynheilige mense soos vir my en vir jou en vir Lot gaan intree. Wat vir ons bid. Is ons Here Jesus Christus. Liefde, as jou sondes jou onderkry, miskien nie die Here jou vandag te oortuig hoe skynheilig jy werklik is, miskien kry jou sondes jou net onder, miskien besef jy hoe ver jy van die Here af is, hoe jy eintlik al met een en 'n halwe been in die wêreld en in die wêreldse dinge is, en net nog met 'n toontjie in die kerk is, as iemand wat vir jou kan intree, by die koning en die regeerder van die hele wêreld. As iemand wat vir jou kan intree by die regter. En dis die Here Jesus Christus en hy alleen. Hy alleen. Hy het opgestaan uit die dood uit. Was nie vir jou hoop enige ander plek of by enige iemand anders nie. As ons hoop en troos van ons Here Jesus Christus. En hoor net hoe bid hy vir jou, hoor hoe tree hy in vir sy kinders. Heilige Vader, bid hy, bewaar in U naam die wat U my gegee het. Heilig hulle in die waarheid van die woord, is by die Here Jesus Christus. Mag hulle almal een wees, net soos U Vader in my en ek in U, dat hulle ook in ons een mag wees. So bid hy. Sy kerk. Sy kinders. En lees maar die hoëpriesterlike gebed van ons Here Jesus Christus in Johannes 17. Dit word die hoëpriesterlike gebed genoem, want is die Here Jesus Christus daar wat vir sy kinders intree. Met die regter, met die koning, met die Vader. Lig na jou middelaar en jou voorbidder toe.
krag van die Heilige Gees. Hy alleen, ons Here Jesus Christus, hy is ware middelaar. En die saligheid is in niemand anders nie, maar ons ook geen ander naam onder die hemele wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word. Jesus Christus, wat vir ons intree. Amen. Ons het Psalm 33, daarvan die eerste en die 6de strofes, daarna gaan ons saam dank en saam. Onse Vader wat in die hemele is, U groot werke sien ons vanuit die woord en vanuit die geskiedenis. Hoe groot is U werk nie? Die tog, Lot, red, aan die verskriklike land. So sien ons die almagwerke, waar altyd gelowiges sal wees wat U dien. Hemelse Vader, ons weer is net onsself. Ons niks in ons. Wat sal maak dat ons sal staan en kan bly in hierdie versoekings, in hierdie wêreld, in hierdie aanslae nie. Ons is niks beter. Die mense hierdie wêreld nie. Ag, Here, dis U genade wat ons staande hou. Dis U genade wat ons gered in Christus. In die kruis. Dis U genade. Dis alles U werk van die begin tot die einde. Ons moes ook in die vuur vergaan het. Maar die wurm nie ophou knaag, die geknars op die tande nie ophou nie. Dis waar ons hoort, Here. Maar is net nie. In Christus
so groot wonderwerk aan ons siele kom doen, en ons liggame, ons menswees kom doen, ons kom red, sodat ons vir U kan lewe. Dis U alleen wat ons deur die Gees meer en meer heilig maak, sodat ons in hierdie wêreld sal wees, maar nie van hierdie wêreld nie. Mag dit meer en meer so gebeur, Here. Ons sien die vernietiging van die sonde, eintlik van die woord, dat dit al reeds die straf is as die mense oorgee, hulle eie sondige begeertes. Kom ons tog by U, Here, waar dit vir ons die heel beste is. So ek bid soos wat ons Here Jesus Christus ons geleer het om te bid, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood, en vergewe ons sondes, soos ons ook hulle vergewe wat teen ons sondig. Lei ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Psalm 105 gaan ons nou weer saam sing voordat die Here ons wegstuur. Dit sê wegstuur seën, Psalm 105, daarvan gaan ons sing vers 1 en vers 23. Gemeenskap van die Heilige Gees sy, die almal.